Almoes kyk ek weer geluister en kyk. Wat ou gebeur? Dis 'n kerk om te staan. Wat is ou se wet? Kijk, Lenai, wat betekent dit wat jy gesê het? Enig iemand? Ja? Soos die stroom gaan toeneem, gaan die weerstand ook toeneem solank dit teen 'n konstante temperatuur bly. Gaan die weerstand ook toeneem? Jou woorde was verkeerd. Sê jy sê dit net weer? Soos die Volts toeneem, sal die weerstand ook nee. Nie weerstand nie. Weerstand moet konstant bly. Soos die, waar was ek nou hierso? Soos die volts toeneem, sal die stroom toeneem, of eintlik moet jy dit anders sê, soos die stroom toeneem, neem die volts toe, as die temperatuur, aka die weerstand, konstant bly. Yes? Goed, so ons is besig om stroombane. Ons het hierdie enige ontleed, ons sien dat die totale stroom gaan daar eers, soos die stroom split daar op in 2, hy split nie gelyk op nie, want ons het 3 ohm weerstand en 'n 6 ohm weerstand, maar wat ons wel weet, is dat hulle volts dieselfde gaan wees, want hulle is in parallel. Stroom kom bymekaar en die totale stroom gaan daardeur, en ons het gesê, daai 12 volts gaan opsplit in 2, na die 4 ohm weerstand toe, en dan na hierdie vertakking toe. Pieter, dink ek? Hoor, dit is kamer. Hy is pad kommer toe. Okay, nou vra hulle vir jou daar. As die deur toe is, kan as jy nog steeds hoor. Ekskuus, juffrou. Okay. Vra vir jou, bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. Vra vir jouself, waar is die ammeter? Daar is die ammeter. Wat meet hy? Die totale stroom. So hulle vra vir jou, bereken die totale stroom in die stroombaan. En soos gister, gaan my heel eerste reaksie wees om te sê, reg, ek gaan hierdie hele ding gaan ek nou, hierso gaan ons doen 2, en dan daar gaan ek doen, hierdie kant gaan ek doen 3. Okay, so vraag 1 gaan 2 gedeeltes hê. Okay, of jy kan net nog blyntjies daaronder trek, maak nie saak nie. Okay, so hulle vra vir jou, bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. So ons het nou net gesê, hy meet die totale stroom, daarvoor kort ek die totale volts en ek kort die totale weerstand. So hierdie is nou die 3de keer wat ek te doen in hierdie hoofstuk. Dit gaan nie altyd hierdie patroontjie wees nie. Partykeer gaan jy nie dadelik dit so kan doen, jy gaan eers iets anders moet doen. Maar dit is my eerste reaksies. Kom ons kyk of ek hierdie roete kan volg. Okay. Goed. Waar trek ons kamer in? Is jy wakker? Is jy hier? Is jy teenwoordig? Ja. Wat is die totale volts in die stroombaan? 12. Dis Mia, wat is die totale weerstand in die stroombaan? Juffrou, dit gaan wees eers 1 op 3 plus 1 op 6. Dan kan jy dus omdraai en dan kan jy sê plus 4. Mooi. So jy gaan eers die parallelle kombinasie doen en dan gaan jy by die ding in serie plus. So dis wat ek hier aan die regterkant gaan doen. 1 op R parallel is 1 op R1 plus 1 op R2. En soos ek gister gesê het, jy moet daai formule wys. Jy kry 'n punt vir hom. Okay, so is dit 1 op 3 plus 1 op 6. Jy gaan dit nie sonder 'n sakrekenaar doen. Nee, nee. Ja? Hoeveel kry jy? As jy dit op 6 moet vat, dan kry jy 3 op 6. Okay, wag, ek gaan hier so. Kry jy 3 op 6. Mag jy dan sê dit is 6 op 3? Mag jy dit so sê? Nee, want as ek vir jou skuld in geldwaarde, ek skuld vir jou R100. R100 is 1 op 100, né? Ag, 100 op 1. Gaan ek sê, maar dit is dan dieselfde as 1 op 100, so skuld jou 1 sentie gaan jy. Ja, sê nodig, gee my R100. Okay, so hulle is nie gelyk aan mekaar nie. Jy kan nie, jy mag nie dit sê nie. Okay, as jy dit sê, dan verloor jy daai punt heeltemal. So, jy gaan sê, dit wil sê, R parallel is 6 op 3, en dit gee vir jou 2.
Okay, hoe weet jy jy is op die regte pad hierso? Dit moet kleiner wees as die kleinste ene in parallel. So kleiner wees as 3. So hy moet kleiner wees as daai goed wat jy hierso bymekaar geplus het op die breuke. So hy moet kleiner wees as 3 en hy is kleiner as 3, so dis ja. Okay, goed. So, nou, wat het ek hier gaan uitwerk? Ek het die totale parallelle, of mens noem dit, daai word genoem, kom ons skryf sy naam daar, daai word genoem die effektiewe weerstand in parallel. Die effektiewe weerstand in parallel. So, dit is amper dieselfde ding as om te sê die totale weerstand in parallel, maar dit sê effektief watter weerstand gaan daar twee saambring. Okay? Soos om te sê, nou kan ek glad nie aan 'n voorbeeld dink nie, maar dit is soos om te sê, kan iemand my uithelp met 'n voorbeeld? Ons nog die woord effektief gebruik. Nie soos dinge werk effektief nie, nie daai effektief nie. Toe hulle gebruik dit baie in Engels, dan sê hulle effectively what that means is. Het jy al dit gehoor dat mense dit sê? So hulle sê so as jy op die einde van die dag, as jy aan al die aspekte en goed saam kyk, as jy dit alles saam in die pot gooi, wat beteken dit vir jou? Okay, ek kan glad aan 'n ander voorbeeld dink ek. Goed. So dit beteken dieselfde as totaal, maar nie heeltemal nie, want totaal beteken eintlik net plus by mekaar. Okay, so die effektiewe weerstand in parallel gebruik nou ons baie daai bewoording in 'n eksamen. Okay, so ons het nou die parallelsinne, dis 2, maar ons nog hierdie 4 by plus, so dit gee vir jou saam 6. Nee? Okay, so nou gaan ek uitwerk die stroom. Stroom is volts oor weerstand. Die volts is 12, die weerstand is 6, so dit gee vir 2 ampere. Beteken dit daar loop net 2 mannetjies daardeur? Nee, wat beteken 2 coulomblading per sekonde beweeg verby 'n punt. Maar daar kan 'n miljoen mannetjies op binne wees. Okay, nou sê hulle vir jou, bereken V1 en V2. Is dit daar's V1, daar's V2. Okay, so kom ons doen een op 'n slag. Kom ons sê, ons gaan eers na hom kyk. Hoekom gaan dit die maklikste wees om eers na hom te kyk? Want ek het myself 'n nota gemaak toe ek hierdie stroommaan ontleed het en gesien het die totale stroom gaan daardeur. En ek het dit net gaan uitwerk. So ek het baie inligting. So ek gaan vir myself sê, goed, eerste gaan ek gou kyk na die 4 ohm weerstand. Vir die 4 ohm weerstand, ek weet sy weerstand is 'n 4. Sy volts is die vraag. En sy stroom, het ek nou net gaan uitwerk, is 2, want die totale stroom gaan daardeur. Okay. Goed, so ek soek die volts. Volts is stroom maal met weerstand. So dit is 2 maal met 4 en dit gee vir jou 8 volts. Renate, jy nou nie iets geantwoord wat jy het. Omera, sonder enige groot som. Wat is die lesing op V2? Kyk, klou. Daai lesing is 12 volts. En ons het nou na daai lesing, het ons nou gaan uitwerk, is 8 volts. Wat is die lesing daar? Wat is volts nou weer in my storieetjie van die mannetjies? Mera. Dit is toebroodjies. Nee, so jou mannetjie stap met 12 toebroodjies. Toe eet hy 8 toebroodjies daar. 4. Nee, so toebroodjies gaan opverdeel. So jy gaan sê reg, die lesing op V2 gaan wees 12 minus 8 en dit gee vir jou 4 volts. Wat het iets vir hulle gesê hierso? Louis, wat so eagerly sy hand opgesteek het, so daar kan jy 'n moeilike vraag beantwoord. Louis, Ohm se wet, sê vir jou nou weer wat dit sê, die potensiaalverskil is direk evenredig aan die stroom. Okay? En sê gou vir my, maar hoe werk dit met volts teenoor weerstand? Is hulle direk evenredig aan mekaar of omgekeerd evenredig?
Dit is ook die rekenweerstand, want hoe meer weerstand is, hoe meer toebroodjies soek jy. Okay. Nou sê vir my, hoekom maak daai antwoorde sin? Juffrou is nie Nee, hè? Okay, so ek gaan my vraag anders maak. Hoekom maak dit sin dat hierdie lesing 'n hoër walts het as wat hierdie lesing se walts is? Hoekom gaan daar meer toebroodjies soontoe? Daar's minder weerstand by volt 1 en meer. Jy het nou net gesê hulle is direk evenredig aan mekaar. So, okay, so wat ek wil hê met persoon is, hierdie ene se weerstand is 4 en hierdie ene se effektiewe weerstand, het ons nou net gaan uitwerk, is 2. So alhoewel jy sien 3 en 6, is hulle effektiewe weerstand saam 2 ohms. So omdat hierdie ene se weerstand groter is, gaan hy groter volts nodig hê. Is julle met my? Okay, so in daai gedagte gaan ek vir julle wys hoe jy hierdie kon gedoen het met ratios of verhoudings. Okay? So jy kon gesê het, as ek na die 2 weerstande kyk, want my broodjies gaan in 2 verdeel. Nee, so dan kan ek ratios, as iets in 2 verdeel, kan ek ratios gebruik. So as dit in 2 verdeel, het ek 4 versus 2, want ons het gesê, daar se weerstand is 4 en effektief is die se weerstand 2. Dan plus jy hulle bymekaar, dan kry jy 6. So jou ratios wat jy het, is 4/6 en 2/6. So ek het 4/6 en dan het ek 2/6. Okay? Van wat die vraag hierso was gewees, kry die voltmeterlesing. So ek soek die ratios vanaf die totale volts, vanaf 12. So ek sê maal met 12, maal met 12. So hierdie gee vir jou 8 en hierdie gee vir jou 4. En dit is presies wat ons hierso gekry het. Ons het gekry die 4 ohm weerstand het 8, die 4 ohm weerstand het 8 en ons het hierso die 2 ohm weerstand het 4, 2 ohm weerstand het 4. Chop? Okay. Nou vra hulle vir jou by vraag 3, bereken die stroom deur die 3 en die 6 ohm weerstand. So hulle wil weet, ons weet nou die totale stroom is 2, van daai 2, hoeveel gaan soontoe en hoeveel gaan soontoe? En ons weet nou, dit is nie even Stevens nie, en die weerstand is nie even groot nie. So wat ek nou wil gaan doen, is ratios weer gaan gebruik, en vir jou wys hoe hierdie verskil met hierdie. Okay, goed, so ek gaan weer eens kyk na die weerstande. Ek gaan sê reg, ons het 3 versus 6, want dit is 3 versus 6. Okay, so ek wil weet hoe die stroom hier verdeel, so ek kyk na hom en hom. Saam gee dit vir jou 9. Ja. Juffrou sien nou maar, hulle was nie in parallel nie en daar was net 'n 6 ohm weerstand, so die stroom dan net gebly dieselfde. Ja, ja. Okay, so ons het 3/9 en ons het 6/9. Dis my 2 ratios, of 1/3 en 2/3. Okay, maal met wat? Wat is die vraag hierso? Die vraag is die stroom. So ons wil weet hoe die stroom opbreek, so ons kort die totale stroom en ons weet dit is 2. So maal met 2, maal met 2. Okay, dit gee vir jou 0.67 en 1.33, as ek reg is. Check my. Is ek reg? Ja. Goed, so dis my 2 strome wat ek het. Maar nou moet jy hier mooi gaan onthou. Hierso het ons gesê, en ek het vergeet om dit weer te sê. Hierso het ons gesê, om te onthou, volts is direk evenredig aan weerstand. Soos wat die weerstand groter word, so word die volts groter. Maar nou wat vergelyk ons? Ons vergelyk nou hierso stroom met weerstand. Is hulle direk evenredig aan mekaar. Ons weet daar waar die groter weerstand is die stroom kleiner.
Nee, want hierso is dit moeiliker om deur te gaan, so daar gaan minder deeltjies daardeur en meer deeltjies daardeur. So hulle is omgekeerd ewenig met mekaar. So van dit af kan ek nie sê, okay, daar's 3, soos dit, so dit wil sê die stroom deur die 3 is 0.67 nie. Nou gaan ek hulle moet kruis, sê ek, want die kleiner weerstand het die groter stroom. En die groter weerstand het die kleiner stroom. Okay, so gaan ek sê, dit wil sê, die stroom, die 3 ohm weerstand is 1.33 ampere, en die stroom deur die 6 ohm weerstand is 0.67 ampere. Iemand ergens verloor. Nee. Okay. Dink hierdie was nog in julle graad 10 notas ook. Alright, nou kom ons eintlik by julle graad 11 werk. Welkom. Okay. Die verhittingseffek van elektriese strome. Die verhittingseffek van elektriese strome. Okay, gaan lees dan verduidelik. Dit sê, in die sel kry elektrone potensiële energie. So die elektrone daar binne kry energie vanaf die chemikalieë en dan het hulle nou die potensiaal om iets te doen wat na kinetiese energie omgeskakel word, beteken hulle kan beweeg. Okay, sodat hulle deur die stroombaan beweeg. Hier is nou die belangrike deel. Hier bots die elektrone met ander elektrone en met die atome van die kante van die geleier waardeur hulle beweeg. En verander hulle kinetiese energie na hitte-energie. En dit maak vir ons sin, want jy, okay, of ek nou is moeg. Okay, nou is dit nou hier. Dan drink ek my koffiekie. Salig. En nou het ek chemische potensiële energie. Ek nou die potensiaal mis doen. Nou begin ek te beweeg, ek gee klas, ek loop, so beweeg, ek praat, wat gebeur later? Ek kry warm. Nee? Kijk, so jy allemaal verstaan wat ons sê. So wanneer daar botsings is, wanneer daar beweging is, dan word iets warm. Nou, ons het nou net se wet gedoen wat gesê het, as 'n geleier ohmies is, dan moet die temperatuur konstant bly. Ons wil nie dit moet warm word nie. Okay, maar die warm word deel is nie vir ons eintlik 'n probleem nie. Ons wil eintlik hê baie goed moet warm word, want dit maak dat ketel kook, dit maak dat jou kos warm word, dit maak dat jou hare kan droogplaas en nee. Okay. Goed. So, dit is nou waarna ons kyk. Is goeders het warm geword. Daar's energie wat gebruik is. Hoe baie energie is gebruik. Okay, so ons gaan nou kyk na arbeid en na drywing. Okay. Nou arbeid is 'n baie mooi Afrikaanse woord, maar baie kere in toetsexamens vertaal hulle nie so mooi nie en dan vertaal hulle dit na werk, want in Engels is dit work. So arbeid in Engels is work en dan vertaal hulle na werk. So weet net, as jy praat van werk, is arbeid. Okay. Hierso is die definisie vir arbeid. Ek het sy blokkie weggeraak. Sê daar. Dis die hoeveelheid arbeid verrig of energie oorgedra deur elektriese stroom kan as volg bereken word. Sorry, dit is nie die definisie van arbeid nie. Arbeid is, sy definisie is eintlik arbeid is die krag op 'n voorwerp en afstand van daai krag. Okay, maar ek kon nou hoekom ek dit nie daar aangesit het nie, want dit is 'n graad 12 definisie. Okay, so jy moet maar net weet, arbeid is as daar 'n krag op 'n voorwerp uitgeoefen word, soos op 'n lading wat ook al ons iets vermaak dat hy beweeg, iets stoot hom, soos die elektrostatiese krag stoot hom, en dan hoe ver hy gestoot word. Okay, is die arbeid. Goed, nou arbeid is dieselfde ding as energie oorgedra. Okay. Goed, so nog 'n konsep wat julle moet verstaan is dis nou 'n veertjie. Sit hom daar. Het hierdie hele tans enige kinetiese energie? Niks nie. Hoe kan ek kinetiese energie kry? Hoe kan ek hom maak beweeg? As ek 'n krag op hom uitoefen. Kan ek 'n krag op hom uitoefen as ek geen energie het nie?
Nee. So wanneer ek 'n kragpom uitoefen, dan gee ek van my energie oor aan hom deur 'n kragpom uit te oefen. Sien jy met my? Okay. So iets kan net beweeg as daar 'n krag op dit uitgeoefen word en daai krag wat op hom uitgeoefen het is 'n oordrag van energie. Okay, daar word energie oorgedra. So jy sal sien hier, die hoeveelheid arbeid verrig is dieselfde as die energie oorgedra, die energie gegee aan 'n voorwerp en daarom is hulle albei in joules gemeet. Okay. So arbeid, moet jy dink aan energie, joules. Hierso is 3 formules wat almal op jou datavel is, wat ons gaan gebruik om arbeid mee uit te werk. So die W staan vir arbeid in joules, V is die potentiaalverskil, I is stroom, T is tyd, so obviously hoe lank jy hierdie ding gaan uitoefen op hom, en R is weerstand. Dan gelink met arbeid is die term drywing. Drywing in Engels is sy naam power. So baie keer, en ek probeer altyd die foute te vang in 'n toets voordat jy dit skryf, maar baie keer vertaal hulle dit verkeerd en dan sê hulle krag. Maar dis heeltemal verkeerd, want krag is in Newton. Okay, so ek probeer daai foute reg te maak, maar in Engels is dit power en Afrikaans is dit drywing. Okay, so wat is drywing hierso? Daai definisie moet ek ken. Dit is Dit is die tempo waarteen arbeid verrig word. Nou, ek het gesê, waar moet jy dink as jy die woord tempo hoor? Per sekonde of gedeel deur tyd. Tempo is gedeel deur tyd. So wat is drywing, power? Is die tempo gedeel deur tyd waarteen arbeid verrig word. Ons het gesê arbeid is W. So dit gee vir jou die drywing. Okay, en daar is daai formule. Okay, so drywing is die tempo waarteen arbeid verrig word. Okay, en hy word gemeet in watts. Ek gaan nou by daai ander sinnetjie kom. Hy word gemeet in watts. Nou julle werk met baie goed wat in watts gemeet is. Jou gloeilampe is in watts, jou ketel, jou haardroër, jou toaster, jou yskas, jou alles werk in watts. Okay, maar wat ding is, beteken dit? Wat beteken dit? As jy jou ouers sê vir jou ketel het aangepak, nou turning back, jy kan nie asyn gaan om meer skoon was nie. Gaan koop asseblief hardloop vinnig incheckers en dan gaan koop vir ons 'n nuwe ketel. Dan staan jy daar. Ketels. Okay. Jy weet nie. Nou is daar 'n ketel wat sê 1200 watts en ons 'n ketel wat sê 2000 watts. Okay. Ek het lank terug 'n ketel gekook, so ek weet nie wat so was van ketels nie. So 600? Ja, ek sal nou op 60 kyk wat is ketels. Okay, ja nee. Watter ketel koop jy? Dit al die geld in die wêreld. So jy sê nie, jy vir die goedkoop sê nie. Of duur sê jy nie. Wat sien koop jy? 2000. Hoekom? Wat beteken dit? Hy dan weer, hy gaan vinniger werk. Ja, daai. Okay, so. Dit beteken as jy sê net maar 1 liter water heen gooi en 1 liter water heen gooi, okay, soos nou iets konstant, dan gaan hierdie een kan vinniger energie omskakel. So hy gaan vinniger jou water kook. Beteken dit hierdie een gaan nie jou water kook nie? Nee, beteken dit gaan 'n bietjie langer vat. En dan kan jy nou som gaan doen, okay, maar wat sien gaan eintlik goedkoper vir jou uitwerk as jy kyk na die units wat hulle gebruik en ons gaan nou nie daaraan gaan nie. Maar wat ek wou sê is so albei gaan jou water laat kook. Hierdie een kan net vinniger energie omskakel. Dit is soos wanneer jy na 'n engine van 'n kar kyk, dan beteken albei gaan vir jou uitkom tot waar jy wil uitkom, maar wat sien kan vinniger, sy engine kan vinniger die energie omskakel, beter omskakel, blablabla, om jou vinniger te laat excel en vinniger by die volgende punt te laat uitkom. Okay. Goed, verstaan jy die konsep van drywing? Hoe vinnig kan jy energie omskakel? Okay, so daar is 4 formules wat almal op jou datavel is oor hoe ons energie kan omskakel of hoe om drywing uit te werk. Hulle almal is op jou datavel en baie belangrike ding. In 'n toets of 'n eksamen gaan hulle nie noodwendig vir jou sê gaan bereken die drywing van hierdie weerstand of wat ook al nie. Hulle gaan vir jou sê watter gloeilamp skyn die helderste.
Okay? En helderheid van 'n gloeilamp is gelink met die drywing. So as hulle ooit iets vir jou vra oor watter een is die helderste, brand die helderste of, dan sê hulle basically gaan werk die drywing uit. Gaan daai nie. Okay, goed. So hierdie is eintlik 'n baie maklike gedeelte van hierdie hoofstuk. Hulle gaan jou nie eintlik hier probeer uitvang nie. Okay. So kom ons kyk gou hoe lyk dit. Sê vir jou hierso. 'n Gloeilamp is 220 volts en 60 watts gemerk. Okay. So jy staan nou, jou ouers stuur jou incheckers in. Sê gaan koop gloeilampe. Moes iemand hulle gloeilamp gaan koop het? Jy gaan staan hier aan na ry en daar is gloeilampe. Shapes and sizes, draai, klik in, white glow, warm glow, cold glow en dan klomp verskillende watts. Verstaan as jy staan daar en as jy sê, okay, hierdie ding is nou so gemerk. Wat het jou beteken dit? Kruiten? Juffrou, jy 220 volts gaan sê dit. Soos hoeveel volts jy nodig het om te werk. En 60 watt gaan sê hoe helder die gloeilamp is. Okay, en nou moet jy daai twee connect vir mekaar, aan mekaar. So dit sê as jy 220 volts kry, gaan hy brand met 'n helderheid van 60 watts. Okay? Kry as altyd 220 volts by nee, Paryse volts dip nogals kwaai. Okay? So dan gaan jou gloeilampe ook dip want hy kry nie 220 volts nie. Okay? So hierdie is al sy maksimum of sy die mees effektiefste waarteen hy gaan werk. So dit sê vir jou as dit 220 volts kry brand dit met 'n helderheid van 60 watts. Okay, nou jy sal sien ek skryf altyd watts uit want ek raak dit mekaar tussen watts, drywing en work of arbeid in joules. So ek het net 'n onderskeiding gemaak, watts is altyd uitgeskryf. Okay, nou vra hulle vir jou by B. Ek gaan hier nou opsplit so B en C. Bereken die stroom in die gloeilamp. Okay, so ons sê nou, ons insinieer nou, ek kry 220 volts, ek brand teen 60 watts. Wat is die stroom wat daardeur vloei? So in my info tabelletjie sien ek volts, ek het 220, die drywing is 60. So hulle vra vir my die stroom, so jy kort nou 'n formule wat al daai drie goeders in het. Okay, jy het 4 formules. Bernard, wat sien kies jy? P is gelyk aan V mal I. So P is 60, V is 220. Ons soek die stroom en Courtney is op dit. Ek glo jou, maar ook nie. Hæ? Courtney, hoekom maak jy so? Kyk, ons sien ons moet glad vir Courtney te las nie. Maar ook as jy moet jou bril weer gaan laat toets, hoor? Dit klink vir my maklik genoeg. 0,2727. So 0,27 jou eenheid? Dit is nie goed vir jou oë nie. Ja, so help jou oë. Moet ek jou vorentoe skuif? Alright, vraag C. Sê vir jou, bereken die weerstand van die filament. Julle ek praat vreemd. Filament. Tian, wat is 'n filament? Nee idee nie. Call, ask the friend, call the audience. Ja, andersom. Dit is so klein, dingetjie daar, wat in 'n gloeilamp is. Sê filament. Sê hom? Okay. So hulle vra vir jou, wat is die weerstand
van die filament. Okay, nou moet ons 'n klomp afleidings maak. Ons lei nou af dat die stroom is 0.27 wat daardeur gaan. En die volt is 22 en die drywing is 60. Hulle vra vir die weerstand. Nou het jy 'n reeks formules wat jy eintlik kan gebruik. Carissa, sê vir my, sien kies jy? P is lekker in V kwadraat oor R. Okay, so sy kies hom. So ons het 60 to 20 oor so die weerstand en urban is op het. Het iemand anders 'n ander formule gekies? Vooruitgewerk aan 'n formule gekies het. As jy enige een van die ander formules gebruik het, sou jy nie 100% 'n ander antwoord gekry het nie, maar jy sal 'n ander antwoord kry want ons het hier afgerond. Okay, so as jy 'n formule met u ingebruik, sal jy 'n ander antwoord kry en ons kwadreer, so dit maak dat jou antwoord nog verder bietjie uit is. Okay. So daar sal altyd 'n range wees in 'n toets of eksamen. Ja, Evan. Ons sal sien. 6,7. Oei. Dan moet jy dink weer Okay. Volgende vraag sê hulle vir jou: beskou die stroombaan in die skets en bereken. Stop. Beskou die stroombaan. Ek doen dit. Dis die eerste instruksie. Beskou hom. Al ja, lighters uit. Die gat ons. Jy kyk, jy luister, jy lees, jy neem in. Die totale stroom gaan deur die 6. Die totale stroom gaan deur die 12 en terug huis toe. Chap. Nou kyk my ander highlighter. Ek het 36 toebroodjies. Imagine gaan jy met so baie. Hoe gaan hy opverdeel? Hy gaan in 2 opverdeel, soontoe en soontoe. Okay, sjap. Ek het beskou juffrou. Reg. Nou sê hulle vir jou, bereken die energie oorgedra deur die 6 ohm weerstand in 2 minute. Okay, ek sien ons 'n B-vraag ook. Ek gaan my bladsy net so opverdeel. Okay. Bereken die energie oorgedra deur die 6 ohm weerstand in 2 minute. Wat vra hulle? Waar is my vraagteken? Wat is 'n simbool vir arbeid? Ja. So hulle vra vir W, nie watts nie, arbeid. Okay. So dis wat hulle vra, energie oorgedra en hulle vra spesifiek vir die 6 ohm weerstand. So die weerstand is die 6 ohm weerstand. En hulle sê in 2 minute. Werk ons in minute, weet jy? Werk ons in minute. Waar werk ons? Wat ons doen? Wat het ek gesê? Wat moet jy sê? Het ek jou naam reg gesê? Nou waar gaan jy aan? Ek sê jy weer. Uit ek? Ek het dit. Jy moet stil bly. Okay. Goed. Reg. Formules. Paar formules. Ons het W is gelyk aan V maal I delta T, dink ek. Julle moet nou sê as ek verkeerd is. W is gelyk aan I kwadraat maal R delta T en W is gelyk aan V kwadraat delta T oor R. Is ek reg? O, dat is net 'n T. Okay, whatever. Tyd. Okay, goed. So daar is ons 3 formules wat het. Rico is op het. Ek gaan jou uitstuur. Goed. Wat formule kies jy, Rico? V kwadraat maal met T oor R. Okay. Goed. So jy kies hierdie ene. Nee? Jy kies. Ek kan regtig enige een van die kies, maar vir hulle almal gaan ons 'n bietjie werk doen en daarom sal hierdie vraag min of meer 5 punte tel. Okay, wat vir jou sê 2 somme.
Goed, so kom ons check gou hierso. Hoekom is hierdie of hierdie formules die makliker formules? Want jy het die tyd, jy het die weerstand. Jy het die tyd, weerstand, tyd. So jy moet of net die wils gaan uitwerk of net die stroom gaan uitwerk. Okay? Ons sien die totale stroom gaan daardeur. So ek kan die totale stroom gaan uitwerk en dan dit daarin gaan inplak. Of gaan moet kyk hoeveel toebroodjies gaan soontoe. En om toebroodjies uit te werk, gaan jy of eers die stroom moet gaan uitwerk en dan maal met die weerstand met toebroodjies te kry, of jy kan 'n ratios gebruik, want ons net 2. Okay, een van daai twee gebruik. Kylie, ek sien jy mik vir die stroomene, so ek wil hê jy moet die stroomene doen, terwyl die res van ons die walsene doen. En kyk ons of ons by dieselfde antwoord kom. Okay, goed, so. Ons sien daar dat die wals gaan opbreek in 2 en daarom mag ek ratios gebruik. So 3 was, kan jy nie. Okay, so ek gaan julle nou hier piep klein skryf. So ons het 6 versus 12, dit gee vir jou 18. En ons weet dat wals is direk evenredig aan weerstand. Menende hoe groter die weerstand is, hoe groter is die wals. Okay, so daarom as ek wil weet hoeveel wals gaan na die 6 toe gaan ek daar 6 op 18 gebruik. Nee? Okay, so ek het hierso 6 op 18 maal met die totale toebroodjies is 36 toebroodjies en dit gee vir jou wat, Misha? Toebroodjies. Okay, so nou weet ek hoeveel toebroodjies gaan daardeur. Nou gaan ek na die formule toe. W is gelyk aan V² T oor R. En ek het dus 12² maal met 120 oor 6. En Sean is hopelik op dit. Is jy? Ek het die hele som gedoen. So wat is dit? 2880. En jou eenheid? Sean? Nee, dit werk weer uit. Joules. Jy sal antwoord kry. Ek het 4,6 maak dit. Nee. Sy is gedeeld deur 18. Okay. Reg. En dit gee vir jou 2,88 kilojoules, né? Ja. Okay. Jy hoef nie kilojoules te gee nie. Ek wil net hê jy moet heen en weer kan gaan in jou kop. Okay. Dan vra hulle vir jou by hierdie was A. Dan vra hulle vir jou by B. Wat is die drywing van die 12 ohm weerstand? Die drywing van die 12 ohm weerstand. Neil, wat vra hulle? Dan kan hy, wat is 'n boel gaan met drywing? Wat? Joules? Wat bedoel PI? Ja, anders is hy gevra die eenheid. Okay. Drywing en vra hulle vir die 6? Nee. Hulle vra vir die 12 ohm weerstand. So ek moet nou spesifiek my inligting Taylor vir die 12 ohm weerstand. Okay, so die weerstand is 12. Goed, gee hulle vir my 'n tyd. Nee, die vorige vraag het gesê 120 sekondes, maar ons weet nie. So ek het nie tyd nie. Het ek die stroom? Nee, Kylie het die stroom. So jy kan hom gebruik. Maar ons het nie die stroom nie. Wat het ek? Die wals. Die wals is hoeveel, Lara? 36. Nee. Nou, ons kyk nou na die
12 ohm weerstand. Nee. Onthou, ons het gesê dat is altyd om 36. Hierso gaan by die 6 ohm weerstand het ons mos nou gehad, daar 12 volt soontoe. So hoeveel volt gaan na die 12 ohm weerstand toe? So hierso gaan 12. Hoeveel gaan soontoe? 24. Kyk, so ek weet sy volts is 24. Okay, nou as jy na die formules gaan kyk van hierdie ene. Ek sien ek het nie tyd nie, so ek kan nie hom gebruik nie. Ons het nie stroom nie, so ek kan hom gebruik nie, ek kan nie hom gebruik nie, ons gaan daai ene gebruik. Okay, Lien, jy gaan weer die ander ene gebruik, né? Het jy nou nog dieselfde antwoord as ons gekry? Okay. P is gelyk aan 4 kwadraat oor R, so dit is 24 kwadraat oor 12. En dit gee vir jou wat, Ethan? Ja, net 48. En jou eenheid, sorry? Watts. Kry jy selle? Goed, nou volgende vraag sê hulle vir jou. 3 identiese gloeilampe word in 'n stroombaan geskakel, as you can see. 2. Verduidelik wat met die helderheid, aka drywing, van gloeilamp A en B sal gebeur wanneer C uitbrand. Gebruik nodige berekeninge. Okay, so jy moet sê A is helderder, B is minder helder, A is minder helder, dus jy moet nou gaan kyk. Okay, nou hierdie is baie keer 'n multiple choice vraag, hierdie vraag. Okay, en hulle gaan nie vir jou, soos hierdie kom eintlik uit 'n multiple choice vraag uit, en hier was net gewees x gewees, en geen waarde daar nie. Nou om jy nog gaan speel met dit, so ek het nou vir jou waardes gegee, en ons gaan nou lang somme doen, om te gaan uitfigure wat gebeur met hulle. Okay, later as jy genoeg van hierdie doen, gaan jy dadelik net kan sien wat gebeur, maar obviously, dit is nou die eerste keer wat jy dit doen, so gaan nog nie sien nie. So ons gaan hê die situasie voor dit uitbrand en na dit uitbrand. En ek wil sien hoe gaan die helderheid verskil? Hoe gaan die helderheid verander? Okay. So ons het drywing, ons het definitief nou nie tyd nie, so ons formule is of dit of dit of dit. Daar is een van ons 3 formules wat ons gaan moet gebruik om uit te figure wat gaan gebeur. Okay. Nou hoekom wil ek hierdie formules gebruik wat weerstand in het? Want hulle vra vir jou wat gebeur met die helderheid van A en B? So ek wil die weerstande insit van A en B. Okay, so gaan een van hierdie 2 gebruik. Dan die volgende ding. Wanneer C uitbrand. Sorry julle, daai moenie daar wees nie, hoor, daai streepietjie moenie daar wees nie. Anders gaan B en C glad nie brand nie, want die stroom gaan deur die kortste roete. Okay, daai streepie moenie daar wees nie. Okay. So ons het dit so en dan brand C uit, dan verander dit na 'n serie stroombaan toe. Okay. So wanneer iets uitbrand, daai uitbrand. Moet jou vraag altyd wees, wat gebeur met die totale weerstand van die stroombaan? So van nou af, tot die dag wanneer jy jou kop neer lê en jou oë toe maak, vir ewig en altyd, tot daai dag, as hulle iets aan die stroombaan verander, dan jou eerste vraag is altyd, wat gebeur met die totale weerstand in die stroombaan? Okay, hier is die eerste vraag. En dan jou tweede vraag wat vir jouself vra is, wat gebeur met die totale stroom in die stroombaan? En dan van daar af gaan jy begin vra. Okay, dan kan jy kyk na volts en jy kan kyk na spesifieke weerstande, spesifieke strome en. Maar daar is altyd jy 2 vrae wat jy vra. So as hulle hierdie wegvat,
gaan jou totale weerstand meer word of minder word? Meer word. Want voorheen was dit mos die effektiewe weerstand in parallel, 1 op 2 plus 1 op 2, 2, dit gee vir jou 2 op 2, dis 1. So voorheen was dit gewees 3 plus 1 gee vir jou 3, die totale weerstand van die stroombaan. Nou dat hierdie ene gaan uitbrand, nou gaan jy net sê 2 plus 2, dit gee vir jou 4. So die totale weerstand het toegeneem. Wat gaan dan gebeur met die totale stroom in die stroombaan? Afneem. Okay, goed, so daar is twee crucial vrae, want as jy weet wat gebeur met die stroom, dan gaan jy gaan uitwerk, maar wat gebeur met die drywing? Of wat gebeur met die volts daarna? Okay, so omdat daai altyd ons tweede vraag is hierdie tweede formule die maklikste een om te gebruik vir ons in hierdie vraag. Okay, want ons kan hierso net sien, soos wat die stroom toeneem, so gaan die drywing toeneem. Okay, goed. So kom ons kyk gou spesifiek na die sommetjies hierso. Voor die tyd, ons kort nou eers die totale stroom. Okay, so daarvoor kort ons eers die totale weerstand, en hier gaan ek nou net gou vinnig sommetjies doen. So dis 1 op 2 plus 1 op 2, dit gee 2 op 2, en as jy hom omdraai is dit 2 op 2, en dan gaan ons die totale weerstand hierso hê as 1 plus 2, dit gee vir jou 3. So die totale stroom gaan wees 6 oor 3 gee vir jou 2 ampere. Kijk, baie vinnige somme daar wat ek gedoen het. Graad 10 sommetjies. Nou wil ek spesifiek kyk, wat is die drywing van A voor die tyd? En ons het mos nou gesê, ons gaan kyk na die formule. Drywing is stroom kwadraat maal met weerstand. So voor die tyd by A, gaan die totale stroom ons daardeur, né? So ons het voor die tyd daarso 2 kwadraat maal met 2, 2 maal 2 is 4, maal met 2 gee vir jou 8 watts. En as ek kyk na die drywing van B, gaan die totale stroom daardeur B voordat C uitbrand? Nee, die totale stroom gaan ons opsplit, even Stevens, voordat hy uitbrand. Die totale stroom is 2, en hierdie twee goeders ewe groot, so die stroom gaan opsplit 1 en 1. Nee? So ons het hier so 1 kwadraat maal met 2, en dit gee vir jou 2 watts. Okay, so dit is hulle helderheid voordat C uitbrand. Nou gaan ons kyk na C uitgebrand het. Okay, ja. Vir gloeilamp A en gloeilamp B. Want die vraag is oor A en B. So die drywing van A en die drywing van B. Chop? Kyk, nou kyk ons na die tyd. Nou moet ek heel nuwe somme van vooraf doen, want dit is asof ek 'n hele nuwe stroombaan het. So daar gaan die totale weerstand baie makliker wees, want hierdie ding het mos nou uitgebrand. So dan gaan die totale weerstand net wees 2 plus 2. Okay, so ons het hier so 4. Dan gaan die totale stroom, gaan ek nou hê 6 gedeeld deur 4, dit gee vir my 1.5 ampere. So nou kan ek sien, die totale stroom het afgeneem. Hoekom het die totale weerstand het toegeneem? Ja? Vraag presies hoekom die stroom afgeneem. Maar die totale weerstand het toegeneem. Voorheen was dit mos gewees, saam is hulle 1. Bless you. Ek sal van vooraf verduidelik volgende periode. Maar huiswerk is op bladsy bladsy 11. Bladsy 11 doen vir my die hele vraag 11. Op bladsy 11 die hele vraag 11. En op bladsy 12 vraag 10.1. Daar. Bladsy 12 vraag 10.1.